Ja, goeiemôre. Baie welkom. By nog 'n uitgawe van For English Uncut, waar ek julle saam met my vat om te gaan hengel. Enige tipe kompetisie, sommer net 'n hengeldag. Waar julle saam met my kan sien sonder dat dit enigsins geredigeer is. Julle sien alles soos wat dit gebeur. Ons is vandag hier by 'n Cavalier klap kompetisie. Ons hengel by Grootdraaidam. En dis uit die aard van die saak weer 'n oeverhengel kompetisie. Kyk hoe lyk dit. Hier is al die mense. Hoe staan hulle daar? En ek gaan feeder hengel, method feeder, want method feeder is net soos popgooi. So is maar dieselfde. En ons gaan ek gaan vir julle wys wat ek doen vir die dag. So, bly by my. Ek praat nou weer met julle. Een van die eerste dinge, ek het nou my een stok op 85 meter gegooi, want dit is nou lekker. Met oeverhengel kan ek 2 stokke hengel. En my ander stok gaan ek net gou plam. Ek gaan net dieptebepaling doen en kyk hoe diep dit is voordat ek regtig begin hengel, want ek wil graag die muddies teiken. En ek wil daarom so 2 meter water hê. Ek wil nie te diep wees nie, so ek gaan net gou kyk op watter diepte ek 2,5 meter water hê. Dis vir my baie belangrik om die diepte van die water te bepaal. Hoe doen ek dit? Ek vat 'n 45 gram gewiggie, sit dit op die pypie, ek gooi op 'n spesifieke afstand wat ek ingehaak het. Ek maak seker dat die lyn reguit is die oomblik as die plummet of hierdie gewiggie die water slaan. Druk die stopperlosie en ek meet die sekondes wat dit vat vir die gewiggie om tot op die bodem te val. Die oomblik as die gewiggie die bodem raak, spring die stok se punt terug en ek kan presies sien wanneer hy dit slaan. Dan druk ek weer die stopperlosie. So ongeveer 'n meter diep water gee vir my 'n sekond se tyd. 3-4 meter diep water gee vir my 3 tot 4 sekondes. En dit is hoe ek die diepte van die water meet. Vandag sit ek op die puntjie en hengel. Ek het 'n lyndraad so links van my. En ek het gedink dit gaan lekker diep wees hier, maar dis nie die geval nie. Dit lyk vir my asof ek 'n sandbank voor my het. Reg voor my is dit baie vlak. Op 45 meter het ek slegs 1 meter water gekry. Op 75, 1,5. Ek reken daai 65 tot 75 lyn en verder gaan belangrik wees vandag. Net na van 85 af begin hy eers dieper word. So, ek het besluit om op 65 meter te hengel, bo op die plateau of die sandbank, en dan op 75 net waar hy begin val agtertoe. Ek sal later kyk of hy 65 iets gaan doen. Dalk as dit bietjie warmer word en met die windjie wat so van voor af kom, mag dit dalk nie te werd wees om so dit sokkie nader te kom. Kom ons begin op 75, die muddies begin altyd bietjie dieper en dan kom hulle later vlakker. Dit is waar ek gaan wees. Baie lekker, as julle ook sien, ek het net die petroldraaie getel, want op 5 of met hierdie daai was is ek 'n meter een draai is 'n meter en ek het nou geplan met hierdie. En nou is dit baie maklik, ek sit net 'n flat feeder op. En 'n hoekie.
King hulle 08, goue 08, vee dan ouheid. En ek gaan maar die wurmpies redelik hard hengel. Ek het nie maggots nie, kon nie maggots kry nie. So, sonder maggots is ek bietjie uit my diepte uit, maar ons kyk maar in elk geval. Maar sê, dis maar 'n doodgewone strop. Hy gly. O, eeuw! Wat jy loop hierdie ketrol? Wat hierdie ene? Ja. Annetjie se hulle bytskelm. Yes, hy het nog gehardloop. Ek loop hy nog steeds. Op die volgende haak. Hy is 95 meter, die vorige een was 85. Kyk hoe gaat hy. Ja. Om ding net te onthou om weer in te haak as ek by my 85 meter merk kom. As ek op 95. Yes, hierdie ding het geloop. Kan net nie glo nie. Die trek om omtrent. Amper kry ek hom nie uitgehaak nie. Hehe, dis te lekker. So, ek maak 'n swart, ek het verskillende kleure. Ek het 'n blou, 'n swart en 'n rooi merk wat ek altyd maak. So hier is my swart merk, dit was die 85. Ek kom net weer in. Nou ja, 85 meter skoonbal, twee wurmpies, vampire floating. My 85 uitgehardloop, my 95 uitgehardloop. Gaan nou sien wat dit is. En so draai dat julle die besigheidskant van die besigheid kan sien. En hy het presies 10 minute gelê. Met hierdie vlak bank. Hy ook nou natuurlik nie sommer gou nader kom nie. So ek het nie diep water waar ek moet skep nie. Gelukkig is daar redelik rek in die lyn op daai dieper afstand en hy het om die rek, ek meen ek gooi akkuraat. Ek het op daai 80 meter gegooi. 85 meter. Ek het seker so draai of 2 op die katrol gehad. En so hy was dus dadelik op die inhak. Maar gelukkig is daar redelik rek in die lyn. En ek was vinnig genoeg om hom uit te haak. Maar hy het so vinnig gehardloop tot op die 95. Ek vermoed dis 'n karp. Speel te vinnig heen en weer hier voor vir 'n baber. En hy het hopeloos te hard getrek vir 'n muddy. O ja, mooi karp. Mooi karp. Sien hier so is nog wurmpie oor. En julle sal sien ek het die ding ook so maklik uitgehaal want ek druk sommer my babs plat. OK, wys julle wat ek doen. Sien hier so is nog redelik voer. Onder het ek wit mielierys saam met my voer. So, kom ons begin by hierdie kant. Die wurmpies, wurmnaald. Hierdie is maar die beste uitvindsel van die Italianers ooit. En hierdie ston vir wurmnaalde met die teflonpunt is soveel beter. Hy maak nie dit seer nie, steek nie 'n wurm stikkend nie. Van mooi in, jy kan hom reg deursteek tot agter. Hier hengel ek 'n nommer 1 veenanhoek. Sien.
Floaty, Vampire Floaty, Jumbo, sê, dis hoe hy lyk. Met ek 'n voerbom, druk hom op die method, en hy het nou redelik mieliereis in, en my cap wat ek boop sit, het glad nie mieliereis in nie, is 'n sagter ene, bietjie anderster voertjie, selfe voer ook, bowline feeder, maar ek het net nie wit mieliereis op hom nie, so hy gaan makliker vinniger oopmaak, en dis hoe dit lyk. So, that's it. Gooi hom op 85 meter en vang 'n vis. OK, ons kyk of ons kan sien waar hy val. Ons sê, mooi op die kol, op die haak. Ons sê, dis hoe hy lyk. Hy is nou 'n bietjie son in julle gesig. Nou die stopperlosie. En nou gaan ek bietjie begin werk met my net seker maak ek kan my sien. En nou gaan ek my ander ene vat en ek gaan net so 'n paar voerbolletjies gooi dat ek net voer in het. Voordat ek regtig begin hengel. So ek gaan nou so van daai bolletjies so 5 of 6 gooi op 75 meter vir my bietjie 'n kol bou. Dan gaan ek begin hengel. Nou wat ek ook nog gaan doen is ek het nou amper daai vis verloor. So, gaan net seker maak my lyn is mooi gemerk dat ek daai swart merk mooi kan sien. Mooi met die pen. Dan kan jy sien daai swart merk is mooi daar. Ek kom net uit want ek het nou gesien hoe hard vat hierdie karp. Nog glad nou nie 'n vis verloor as gevolg van so 'n bietjie stupidity nie. OK, sien julle nou, daar nog iets verder gebeur. Nou gaan ek begin voer by die ander storie. OK, daar sê julle. Weer 10 minute verder en hierdie dieper stok het weer geloop. Nie so groot vis nie, nie 'n karp nie, ek weet nie wat dit is nie. Maar ons kyk gou. Ek het net begin om 'n bietjie die ander stok te begin voer. Net so 2 gegooi nog. Nie voel soos 'n muddy. Hy het weer presies 10 minute gelê. Op 85 meter. En met daai 2 wurmpies in die Vampire Floaty. Ja, is 'n muddy. Ek mooi dik muddy. OK, nou sê. Dit is die diepe vis wat mens wil hê. OK, 2 visse. Ek het nog nie eens hierin behoorlik reguit getrek nie. Nou ja, dit is nie 'n slegte begin nie. Terwyl ek nou hier besig was nadat ek gegooi het, het ek sommer klaar die volgende paar wurms op die wurmnaald gesit. En hier is nog 'n bietjie wurm op, so ek sit net een by. Ons sê. En dan lyk die storie nog steeds so. Vampire Floaty. En ek hengel skoon. Daar is nie 'n dip van 'n dag uit op die oomblik. Eers teen die en met witmeliereis. Hy gee vir jou lekker ietsie wat agterbly. Volgende ene net skoon, gaan binne in. Kyk. OK, nou ek het daai ding uitgehaak en nou maar die murray gebyt het. Ek kom nie weer ingehaak nie. So nou, gaan nou vir julle wys. Ek gaan op my katrol fokus as ek gegooi het.
Wag vir die swart. As die swart as hy. Sien, trek hom in, as hy by die swart. En dan is hy perfek. Ek sal 'n bietjie later as hy buite mooi aan die gang is. Dankie. En ek het gou vir my fluit opgesit. En die lang net is dit beter om hierdie ouetjie op te hem. Hy help my bietjie daarvoor om my net sy kop net reg te hou. So ek sal later, as hy buite mooi aan die gang is, sal ek bietjie die kamera op die stok se punt hou, dat julle kan sien, want ek wil dit nie te vervelig raak nie. Ek wil eintlik net vertel wanneer daar aksie is. So hierdie ouetjie lê klaar op 'n paar minute weer. So 6-7 minute, so ek gaan hom weer ruil, dat ek meer voer in die water kry op hy 75. 85 los ek so 10 minute, dan loop hy elke keer. Nou ja, ons is nog so 1 uur en 15 minute in. En ek het daai karp in die muddy daar binne gevang, die niks. Die naderkol, het ek 4 ander saai skele gevang. Ek self nie op die 75, dit is nou weer op die 85. En dit is nou weer 'n muddy. Lyk dit beter gaan met 'n muddy se. Dit lyk nie te sleg nie. So is dit. Dit voel beter. Nou is het nie veel verseers nie. Kijk. As jy net kan mooi saai het daar, en as die murries inkom en die gilpers so weglaat, dan maak hy weg. Hulle mens beter saans raak. Nie voel beter, maar dat gaan nie soos 'n gele nie. As dit 'n gele is, as jy nog saans het. Dan wil wat beter. Ek voel soos 'n murrie, dit is wat ons wil. Dis wat ons wil. As hy even inkom, en dan gaan we even zo. En dan moet je baie tyd aan hê. Maar sê. Kyk beter. Kijk, kom ons kyk gou. Dit moet ek nou ook begin doen, hè. Spesifiek omdat ek nie murries wil inkry, ja. So 'n bietjie hoër proteïne voor begin is. Want dan nou is dit ook nie. So. Net. Ek kan nog nie hierdie keer nou kies. Waarop afhaal nie, dat nee, moet so baie hard. Ja, goed genoeg is het zonder een bal. Dat is heel jachter, maar makkelijk bij die Marie's bek uit. Belangrijk is je wurmpie opzet, die wurmnaald, om die tension te houden op die lengte dat het sloteren. En dan word je makkelijk. En baie saais Marie's inkom, is ek baie tevrede. Ek het gewoon 'n boulyn voer met die wit mielies in. Gooi ek so 'n klompie protein pellets, free feed. En er is eerst een soort dat nie so kwaai vas sit nie. En dan het ons volgende fijner tab bo. Hier net so 'n bietjie van die bo.
En dan dacht ik, nou moet ik met een uitklaar verdok. Dat is nog nie nodig geweest. Ek het nog 75 meter. Belangrijk om mooi op die kop te gooien. Ik wil hem nog baie afgeralen. Ik zit er al van dit oversteek ik 2 meter bij 2 meter tenminste. Nog een meter bij meter. En dan afkoop precies van ja. As ek neersit is die helfte van my rooi lyn nog hierso. En die merk op die lyn. Myne was 5 minute, 4 minute. Goed, hierin ook. Hier moet ek 'n slangworm toe. Maar die het ek verder op voorop. Ik moet eerst even draaien. Dan voer met die wit meerrijzen. Tweede met die wit meerrijzen. Nou, die diepe stok. Zet ik zo 3 sinne 1 pitte op. Ik zet een beetje van de kleurtjes. En dan spoor ik best met mava in. En kijk of het is groter. Dat ik karpel of een grote vis op aan die afstand kan inloop op die vis. Ja, het zal iets wat ik niet hoor in de waarde is. Die tijd van het jaar, warm water, zomer, als ze wil eet. Oeps, dat is mooi. Je bijt consistently. Probably 10 minuten. Weer bij tempo. Wat was dat, gilletjie? Ik ben daar laat ik nog niet verder op kijken naar onze vrouw aan de ene kant. Ik heb nog 2 size medies. Ze hebben ook zitten 45 meter. Zo, ik heb het vanochtend gemeet. En van 45 heb ik zo'n meter, 1,2 meter water gekregen. Dit gedeelte is te vlak. Maar duidelijk. Vlak water niet wat ik probeer. Ek gaan aanhou om met slangwurms te hengel op die dieper lyn, want ek weet grootdraaise karpe en slangwurms verstaan mekaar. Ek kry solank die volgende riek gereed en ek sit 'n slangwurm op met 'n gladiator wafter. Dit is 'n hookable wafter voor op die hoek. Ek hengel met fairy dust poeier wat so 'n bietjie mava by het en so elke nou en dan 'n titseltjie florro net sodat die wurm 'n bietjie geel word. Ek sien die heeltyd buite op die punt van my stok, maar ek wonder of dit nie geelvis is wat hom daar die hele tyd stamp nie. Kom ek skuif net die punt van die stok so bietjie terug, sodat ons kan sien wat hier aangaan. Jep, daai is 'n byt. Ek hoop nie dis 'n geelvis nie. Ek agtergekom, maar is nie te ongeduldig gewees nie. En baie kans gee dit hom ook onmiddellik vat. Want hy stamp so in die bol om hom uit te kry, en hy is binne in die bol. Ek weet nie of hulle regtig van hom stamp om hom uit te kry nie. Ek dink hulle eet van die bol. Stamp nie die kos los van die bol af. En dan baie keer dan word die tydslaap vertrek ons 'n bietjie. En hy is nie noodwendig dat dit 'n vis nie. So moet iets meer kans. Ja, ik geloof dat het zien. Oh, goed zijn. Dit zijn nou een paar mooie vissen. Ja, Ik denk toch. Hi. 45. Oké, nou moet ek 'n ander plan maak hier. Ek gaan nou weer meer voer uitkry op 45 en die muddies begin teiken.
Ok, die ouetjie wil nie werk nie. Wat ek baie keer doen, is ek gee hom net so trekkie. Ek skuif net die feeder. En baie keer met so 'n bietjie beweging tel hy hom op. Nee, toe werk dit nie hierdie keer nie. Ek wonder of ek nie met iets soos lotie moet begin hengel nie. Ek het verlede naweek 'n Promania gehengel by Kees en ons het baie klein marries gekry en regtig waar gesukkel om weegvis te vang. Al was verskriklik baie vis. Ek het in totaal 80 vis gevang, waarvan net 37 geweeg het. En dit was die meeste van die dag. Nico wat gewen het 30 vis gehad. Ja, het my gewen, maar hy het 'n graskarp van so 8 of 9 kg gehad. Baie goed gedoen, maar hy het ook dieper gehengel. En daar het ek ook met lotie gehengel, en ek dink dit bring meer weegmaddies. Ek kyk nou waar hulle gooi langs my. Dit beteken nie die maddies nie ongemaklik op in die vlakwater te wyn. As jy sien, ek hengel 'n redelike stywe lyn. Ek trek die punt redelik hard. Dit is 60 gram feeder aan. Maar die maddies tel hom baie keer op en dan kom hulle net nader. En as jy dan 'n slapper lyn het, dan kom hulle nie agter nie. So ek wil kan sien as ek kan slap. Maar dis aan die linkerkant ook nie is. En daarbij. Voor een beetje beter. En ik wil amper as ek aan die kant het. Bietjie meer gewag, so klein skoentjies. Ja, as jy so reg is, dan ook nog. En dis ek lief. Dit is. Nummer 5. Ek gooi net 'n bietjie voer by 45. In West van hulle. En hulle inline billet feedertjie. Inline is maar soos 'n sprinkie. Ek kry presies dieselfde voertjies van binne. Dis inline, so werk net soos 'n sprinkie. Oh nee. Ek wil nie te hard druk nie, dat het maklik uitkom, maar gooi kom het uit. Gooi my bol af. Als iemand hier onderkomt, kan ik zien. Net so 5 of 6. Ek gaan net so 5 of 6 feeders voer. Ek voer 'n bietjie mielieruis in die voer, want die mielieruis maak 'n lekker verskil en dit roep regtig waar die maddies. Eens ek het nuggets gehad. So baie geld. Kon net nêrens kry nie. Naby aan my nie. Ek wil nie te ver ry nie. Jo, maar is vlak daar. Dis letterlik 'n meter en 'n bietjie. Nou spring hierdie vis net nie van. Net 'n bietjie. Maar het wil baie akkuraat wees. Nog wat onder. Die feeder met 'n sekond en 'n half vat om onder te kom. Jy kan dit letterlik aan 'n meter. Dit is fyn aan die regterkant is 'n bietjie dieper word na dus. En jy seker gaai 45 meter kan
Daar ons vrou aan die regterkant. Ah nee, kyk wat maak hy heel mal afval. Kom nie dit nie. Nou dop op dan. Sien julle hoe hy kind slap. Dis waarvan ek gepraat het. Dis hoekom ek hom so styf getrek. Oké, zo beter. Ach, dat had ik nog vergeten om hem weer in te pakken. Zie, dat is een van die om nou nie in slaap is. Maar omdat ek 'n mooi swart merk op het, as ek nou gooi, dan weef hulle was. Presies hoe dit lyk, wat ek moet doen. En dan weer op die kool te kry. Ek loop daarom 'n bietjie gewig. Hier is 'n karp nie, man. Dit is 'n marie. En nou sien as hy voor begin skop. Maar buite is amper so 'n geelvisrug. Die maries doen dit ook. En dit maak nie een geelvis. Ja, nee, is 'n marie. So kopskoppie voor. En dan met 'n quick trek by die bouwas. En as hy naby kom, maak ek meer daai halwe draai los. Partykeer vlieg hulle net om. Nou, vang hy omkant. Ja, marietjie. Maar groot nie. 10 punte, 10 punte. Slangworm. Met dit gladiator. Een wafter. Voor. En ek het klaar die volgende ene voorberei. Die klaar gereed. Dit is maklik om net te hak. Ok, nou uncut. Van julle wat in die begin gesien het nie. Uncut is waar ek jou saambring om saam met my die dag te kom hengel. Sonder allerhande fancy editing en dit wat nie werk nie uitgesny en sulke tipe goeders soos wat ons seker as ons normaalweg video doen en so aan. Dan wil jy lekker 20 minute video hê en jy wil al die aksie sien. En dit is baie mooi. Alles goed gedaan, maar dan sien julle net mooi goed, net die vis, net dit wat werk, net die aksie. Hier sien julle alles. Ok, ek het nou weer sinnepitte onder gesit. Ek het my asie binne in. Sien julle as ek kom druk en kom hierdie goeie sommer so langs die kant toe. Geen lip nie, as hy so lyk. Ok, en ek het ons nie weer ingehaald nie, so ek moet nou onthou. As die merk verby kom, ek gaan vir die huis. Ok, ons wag vir die swart merk. As hy. En daar is hy. Swart merk. Trek hom redelijk styf. Sodat ek kan sien, en marietjie so terugbyt. Die hele doel van dit. Ok, sien julle nou weer. Ok julle, ek is terug. En maar so verder aangehengel. Het is nou 10 uur precies. Die mannetjie langs die kant hengel lekker hoor. En hy hengel net hier voor. Hy is 6 jaar oud, Declan is hy nou. Nou wys vir julle. Sy. Kyk die laaitjie. En hy hengel net seker op 40 meter. Nou, wat het hier gebeur? Ek het 9 geelvisse gevang, wat nie size is nie, ander size geel is. En die grootste nou was maar seker so 270. So hulle is bitter klein. En ek het 12
weegvis, waarvan een daai eerste karp van vanoggend is en 11 marries. So ek het 11 marries gevang en ek vang hulle. Op daai 85 meter vang ek redelik met 'n slangworm en daai gladiator snoekable hooftertjie voor. En hulle het hom op. Ek hengel so 'n klein bietjie garlic op die bol, maar nie veel nie, net so 'n klein blertjie. En die naby stok. Ek het nou daai 45 meter begin bengel. Kyk of hulle daar in die gang kan kom. Ek het een marietjie daar gevang. En dis dit. Daar is hy, kyk. Met die 85 meter. Hier het net weer 5 minute gelê. Dit is so tussen 5 en 10 minute. So mens moet nie te haastig wees nie. Kyk. Ja, kyk hoe trek hy hom. Sy Paul sê daar. En hy vang mooi marries hier voor. Vang mooi marries. Marie. Dikkes. Mooi Declan. Ek sê vir hom is baie mooi. Baie geluk. Okay. En wat is jou naam? Mooi Declan en jou van? Sê weer? Ferrari. Okay, Declan Ferrari, jy was nou net op televisie, né? Jy gaan jouself daar op YouTube sien. Dis 'n wonderlike kinders. Met hierdie marries en eintlik al hierdie jong karpies wat so vinnig omvlieg hier voor, maak ek daai quick drag van my net so dik bietjie los dat. Hy net so bietjie kan gaan. Ek speel nog steeds op die hoor julle. Nog steeds op die backwind, maar net vir ingeval en my bietjie uitvang. Het ek hom so bietjie los. Net so bietjie aanslaan. En daar het ek heeltemal 'n babbleshoekie, 'n klein kuisen. So as hy gaan bly sit, sal dit 'n wonderwerk wees. Kyk, wat sê die Marie? Jo, mooi Marie. Ja, kyk eens. Kyk. Kyk of hierdie bly sit het. Klim my af. Die netjie was aan. En nou 'n bietjie afgeklim. Klein babbleshoekie. So wanneer 'n mens met 2 stokke hengel, en ek nou baie van dit gaan kry, dan gaan ek na 'n ou 5 hoekie toe gaan. Maar dan gaan ek die babblend aanlos. Ek kry nie baie nie, baie kere hengel ek so met babbleshoeke. Maar as jy nie dadelik kan vasslaan nie, dan dalk so 'n bietjie van 'n risiko. Ek sit nog steeds die slangworm aan met die gladiator hookable hooftertjie. En dan sit ek daai sinne in bytjies in. En so 'n klein bietjie pink garlic. Maar die bol net so blertjie. Nie te veel nie. Ek kom op 85 meter en dan lê so 5 minute.
En 5 en 10. Oh, dat is een stupid gooi. Is nie op die kool nie. Letterlik 'n meter of wat kort. Yes, maat! Kom kyk gou wie het vir ons kom kuier hierso. Yes, my vang jy mooi visse, hè? Yes, well done. So hoeveel het jy nou? 5 visse. Well done, jy vang baie mooi hoor en ek sien jy vang mooi Maries. Sê gou hallo vir die mense hierso. Hallo, Sê vir hulle wat jou naam. my naam is Declan. Ja, sê hierso is Declan. Ja, wat julle nou nog gesien het, daar aan die ander kant 'n mooi vis vang. Well done, jy moet hulle aanhou vang, né? Dit was Declan. Ferrari. Nou ja, wat ek nou regtig probeer doen, is om te kyk of hierdie 45 meter kool behoorlik aan die gang kan kom met gehalte Maries. Nou ek het baie voer daar op hy 75, so ek kan enige tyd terug gaan soontoe. Mooi groot Marie. Ek kan enige tyd terug gaan 75. Wat is op? Kyk al. Ek wys net vir julle daai storie. As jy nou weer 'n byt kry terwyl ek besig is met hierdie een. En hy het ek bietjie misgegooi, né? Ek was seker so 2 meter kort. Dalk 'n meter. Net voordat die swart uitkom toe. Slaan in die water. Maar hy is beslis vinniger al binne as die naby. So ek gaan nie te veel aard as die byt. So hulle is tog daar. So miskien kan ek hulle aan die gang hê, né? Gaan net so 'n bietjie geduldig wees. Ek sal nog 45 minute daar spandeer en as dit nie sinvol is nie en hulle te klein is en as hulle nie die tempo gee wat ek al binne kry nie, dan gaan ek 75 te weer met die stok. Ja. Oh, wat sê jy Maries? Nou. Wat sê jy Marius? OK, ek draai die katrol stadiger. Yes, wat is hierdie dik Marie, hè? Kyk eens hier. Maar kan jy sien nie? Ook op hooftertjies nog aan. Nou ja, kom ons kyk of ons hierdie nader kool aan die gang kan kry. Op hierdie stadium mors hy net met tyd. Okay, maar kyk julle vir daai ene van nou. Julle moet roep, né? Julle moet roep, skree. Ek is nou besig. Belangrik is dit so warm dag hengel. Genoeg elektrolyte in te kry, so ek drink water met Slowmac en rehydrate. Probeer so 2 sulke flesse drink op 'n dag. Okay, hierdie stok lê nou 4 minute. Dit is nou min of meer sy tyd. Okay, so. As, daar is die byt. Nee, okay. So, om te recap. Ek het 9 geelvisse wat ander size is, wat ek moes teruggooi. Ek staan nou op 14 vis, dit is 10:21. 3,5 ure in, 3 ure 20 minute in. Maar after is ons maar redelijk besig. So. Moeilik om te sê hoe dit is. Maar ek begin nou so 'n tipe van 'n ritme. Predictable rhythm kry. Elke keer tussen 5 en 10 minute. Aan binnekant slangworm, hookable wafter, gladiator, so 'n fluoro enetjie.
en hy kom elke keer uit met 'n vis. Sit daai sinapytjies tussenin, so binne in die bol. Gooi hom op 85 meter. En dis dit. Ek sit net so blertsie, so pinkerige garlic. Like 'n vampire wat net so 'n bietjie pink is. En dan boor hierdie. Daar is die byt daar ook. Ok, so wat ek nou gaan doen, wat hom aanslaan en hom hier so neersit. My vis is nogal mooi. Mooi vis. Yes, kyk, trek. Dit by jou. Sien, daar maak ek nou nie hierdie breek los nie, soos wat ek sê ek doen elke keer nie. En dis wat gebeur, want ek is nou haastig met hierdie een. En my vorige een was weer een van die dikmarries. Dis onnodig, is foute wat mens nie moet maak nie. Net konsentrasie, besig met hierdie ander stok. Dink jy wat ek doen nie. Ok, so ek sal bly wees as hierdie 45 meter kol aan die gang kom. Gooi hom so klein bietjie loodjie boop. Smeer ek hom net so my vinger. So. Ek het klaar volgende stroppie reggemaak. Maklik en vinnig is. Probeer die eerste maal te lekker vol maaltyd maak. Dat ek daai mieliereis storieetjies binnekant kan neersit, want ek baie van dit het. En dan die boonstene bietjie minder. Bietjie dunner skien. En ook, die rede daarvoor is ook om te verseker dat hy vinnig oopmaak. Dat hy nie te lank vat nie. Want die asie vinnig wys. Ok, 85 meter. So maak seker jy kyk Uncut saam met ons het ook ander video's wat jy nou toe kan gaan en sê baie artikels wil hy meer as 7000 van elke topic wat jy aan kan dink. Gaan na volenglish.co.za en sluit aan as 'n lid en lees na hartelus. Ondersteun ons sodat ons vir julle van meer van hierdie kan bring. Ondersteun ook ons adverteerders. Hulle maak seker dat ons kan vir julle goeie hengelstories bring. As die byt. Baie lekker is die, maar die swem vinnig in tot die naby en dan vlieg hulle om. Dan moet jy gereed wees vir hulle. Nie uitgevang word soos ek nou nie. Ok, so dis hoe dit op die oomblik hier gaan. Ek gaan julle dan so rukkie verlaat. Die oomblik as iets verander of dit interessanter raak, dan is ek terug by julle. Intussen geniet elke oomblik van jou koffie. Sien julle later. Cheers. Ja, welkom terug. Dit is 12:30. Die telling is 13 geelvisse wat nie size is nie en 24 veegvis waarvan 23 marries is en na een karpie van vanoggend die eerste een. So wat het gebeur? Daai 45 wou net nie lekker aan die gang kom nie, toe gaan ek terug weer na 75 op hierdie stok. Vang ek 3 geelvisse in 'n ry.
toe ek kom uit en ek gaan so 4 meter verder. Net daar voor op die tip van my stok is my rooi merk, so ek's op 79. Ek dink daar's net so 'n bietjie van 'n diepte verskil daar. Want ek het gevoel op die 85 as ek so eentjie intrek, dan sê so walletjie en dan kom hy oor. So ek het net 4 meter verder gegaan. En sedertdien, daar's die byt. Kyk al. Sedertdien het ek 'n hele paar marries daar gevang. Ja, daar's hy nou. Kyk gou daar. Kyk wat gaan daar aan. Hy lê nou presies 6 minute. My byttempo het mooi bygehou. So tussen 5 en 10 minute. Hierdie ene wat julle nou gesien byt het was 2 minute. En op 79. Ek het hier voor teen die net, ek 'n paar visse verloor. En ek het nou babelus hoekies, maar dit is hulle so rof. Die kere gaan en spring en draai, omdat die water so vlak is hierso. Vlieg hy om en swem hy in hierdie net vas. So ek het seker so 5 visies, nou sien julle die byt. Ek het so 5 visies verloor al hier teen die net. Kan jy dit glo, dis nou 'n geelvis. Eerste een in 'n lang tyd. Ja, so ver het hierdie ding al geswem. Probleem is hy so ver swem. Nou het ek hom ook nog gemis. Dis nie mooi nie. My daar neersit van nou, eers hier aan een gooi. Wys gou vir julle. Wat nou nogal agtergekom het is dat die groter moddervisse hou van die slangworm. Ek sit sommer op hierdie hoekie ook nou 'n stukkie slangworm op. Daar met die wormnaald. Sy staan vir wormnaald met die teflon punt. Maak nie die enigstens die worm seer nie. Druk hom nie stikkend of iets nie. Sien nou so'ke Chinese wormnaalde wat nie 'n punt het. Die is daar beskikbaar. Net druk die worm stikkend en alles. En nie wat jy wil hê nie. Hierdie ding lyk ook skoon, silwer skoon. Kyk op, oeps, op die klip. Nou is die rooi merk net voor die stokse punt, waar die 75 is. So hy is nou so 4 meter verder. En wat ek nou verloor het is onnodig. Maar dis nou maar wat gebeur, as jy besig is met die aan loop met die babelus hoekie, bly nie altyd aan nie. Ek het sommer klare ander hoe kleintjie gereed, en hoef ek nie te sukkel nie, maak hom klaar reg. Hy het 'n slangworm op en 'n hookable wafter. Sommer die eucalyptus een hierdie keer. Nou met Braveheart, die eerste keer wat ek hom nou vandag hengel. Windjie wat begin waai, so kom ons kyk. Ek hengel nog steeds met die sit nou 1 bytjies binne in die bol. Druk hulle lekker daarin. Kom met die windjie, nou gaan ek nie daai 85 lekker raak gooi nie. Dit gaan nou interessant wees. Kom ons kyk. Dalk sal ek net so 'n bietjie moet opstaan. Kyk, kom ons kyk. Om in die wind skuins van vooraf. Nou nie ideaal nie, maar kom ons kyk. Hierdie sagte stokkie. Nope. So
is die swart nog op die katrol, so 2 draaie. Windjie net bietjie sterker. Maar hy behoort dan nou omtrent op dieselfde lyn te wees. Dis die ander ene wat ek net gevang het. OK, kom ons kyk wat aangaan. Ek het weer 'n keer daai 45 meter gevoer en met die windjie wat nou so van voor af kom, dink ek is nie 'n slegte idee om te hengel vir 'n rukkie nie. Dink ek moet hom maar tog so bietjie vis. Ek sal maar my eie jackskop is. Hulle eintlik ingekom het en ek het nie vir hulle gehengel hier naby nie. Want in 2 ure kan jy gou 20, 30 van hulle vang. As hulle inkom, as hulle regtig wy. Ek wonder ook of ek nie, veral as ek nou nader kom, kyk, daar is die byt, daar is die byt. Nee, ek hou nog glad nie hiervan nie. Tweede ene wat ek gemis het. Sorry vir die wind, julle. O, ek het hom nie gemis nie. Kyk al. O, daar is die byt. Daar is die byt. Net betyds. Wind wat optel. Geeltjies aanskakel. En dan voel ook so geel visserig. My ding was letterlik net so lank, so kleintjie. Gelukkig toe val hy af. Geel visie. Diepstok nou mooi vis aan. Ek ga die battery gaan ruil. Mooi getrek. Behoorlike. Selfs lyn gevat. Swem redelik in, so ek dink dit is 'n mooi maddie. Ja, karpie. Daar in die langs my nou karp. En dan wil ek 'n bietjie losmaak. En nie weer uitvang nie. En hier, pragtig geelvis. Ja, so dit was 'n mooi. So mooi byt. So nou, die vraag, waar is die marries? Hoekom sukkel ons nou so om die marries te kry? En as die marries hier op 45 is, dan sal dit te lekker wees. Hy was nou 'n tipiese moddervisbyt. Ek hoop hy bly 'n moddervis, baie keer verander hulle. Pad hiernatoe, hy's 'n moddervis as hy byt, en die oomblik as hy hier kom is hy geelvis. Kyk my hier 'n blye moddervis. Ja. Ja, as hulle inkom op baie 45 meter kolf, dan is baie lekker. Hey, dit my nodig. Klik, as hierdie size marries inkom, gaan dit nou maar te lekker wees. Dis die regte size marries en loop 45 is. En gou baie skade doen. OK, maar hier intussen. Net gou hierdie storieetjie gooi ook weer. Dit is vir my snaaks dat die karpies nog nie ingekom het op daai 85 nie. Gooi die hele tyd bytjies daar. OK, 25 vis. Ek dink nie dis genoeg om 'n kompetisie mee te wen nie.
al 'n redelike sak. Nou moet mens ook seker maak jy bly voor. Laai wurmpies terwyl die stok in die water is, in die eerste minuut. Wurmnaald weer vol is. Dit is vir die volgende nie nodig is om te wag. Ek gaan na daai ene. En daar is my naald weer met genoeg wurmpies. Ek weet nie hoe ek dit fokus nie, fokus op die regte ding. Ek laai sommer nou 'n hoeklyntjie en dan vervang ek net die hoeklyntjie as hy uitkom. Ek het 'n quick change bead. So sit net vinnig nuwe hoeklyntjie op. Baie maklik. Interessante vraag van een van my organiseerders, hosts. Hulle engelkurpers. So wil hy weet hoeveel kan hy hou, want volgens ordonnansie moet die vis, moet die kurper 150 wees, om as, dan mag hy hom eers hou. Maar hy moet 180 of 150 gram wees, om as 'n vis te tel. So nou het hulle en hulle by 'n dam waar hulle nie mag kiep net sê nie. So dan elke vis word geweeg. Nou is hy al op 20 kurpe. Dit is 'n interessante scenario. Bly hierdie 45 meter is vis. Okay, dan is 'n mariekie. Die plein. Weer af. Was aangewees vir ruk. Ek het opgevoel as 'n redelike meer geel, maar ek klim ons sommer in elk geval van. Okay, daar is presies 2 ure hoor. En nou is dit besluitnemingstyd. So vir die volgende 10-15 minute gaan ek nou gebruik om te sien hoeveel goeie weegvis vang ek op 85 en hoeveel weegmarries vang ek op 45. Dan gaan besluit ek, wat doen ek? Kom ek terug, zet ek 2 stokke op 45 of wat doen ek? As hy byt. Typische moddervis by dan. Kom, ek hom nog 1 keer sien. Kom, nog net 1 keer sien. Ek gaan hom net so 'n bietjie nader trek. Maar 'n keer gryp hy hom dan. Dit is eintlik te laat gewees dan. Ek het weggekyk en toe ek terugkyk en sien ek nie die tip terug nie. So as dit gebeur, my byt gemis. Gee hom so 'n paar sekondes. Kom 'n draai. Kyk of hy wil optel, as hy nie wil nie, dan die tyd mors nie. Waarom nie stop uit? Lang ruk val in die wind en die klip en mooi raak te gooi, want dan weet jy wat er regte plek. Dan is dit reg kry, ek het 45 en vertel net so bietjie verder, 50 meter of so. En 'n bietjie anders en dan maak ek slangwormengel hierdie ouetjie. Soos wat ek al binne hang, met die Kaboom wafter. En ek gaan 'n klein pelletfeeder doen, lyk so.
maar soos 'n sprinkie. Soos 'n klein sprinkie, ek kom net binne in. Kyk, nou met hierdie wind, hoe kom by die vis nou? Dit is ongewoon. Dit is verkeerd. Dit is veronderstelling om juist te byt. Die wind waai in ons gesigte in. Dit is geen rede hoekom hulle nie moet byt. Nee, waarom? En dis is hier buite op die diepstok. Net teruggegooi. Vir die sterk wind is dit nou nogals moeilik om die buite te sien daar op die diepstok. So trek die punt styf. Sien ek het hy word slag. Ag, Marieke. Maar 'n baba Marieke. Ek moet nog so weer. OK, tyd. 45 toe te kom in die ander stuk. OK, gaan nou daai ene. Engelik gaan ek net so 'n bietjie verder hengel as die ander een. So ek het een op 45 en een so op 49. Kyk wat gebeur. Ons hier buite. Is maar buite kom. Daar skep. Kyk. Nou eintlik so skoon as moontlik. Net niks tips. Niks pitte in. Net mooi op die kool. As dit binne in die dol. Gram voeder aan, nog 'n bietjie harder sny. En kyk daai ene eintlik met die klein billet feeder. En ek sit by hom sit ek pypies in die hele tyd. Die vis is aan, maar hy is 'n klein visie. Skieletjie, nee Marieke. Maar as 'n moontlik beweeg Marieke. En dit kyk, lekker vinnig. Baie vinnig. Nou daai wat julle daar sien is nou nie die beste idee nie. Dis eintlik my stok wat ek mee by die Nyl hengel. So hy het glad nie 'n muddy bytpunt op nie. So hy het in waarheid te sê sy puntjie het afgebreek. En by die Nyl maak dit nie regtig saak nie met die karpe en maar vir die muddies maak dit 'n verskil. So gaan jy nou eers 'n verandering doen nie, maar hy is nie die beste bite indication nie. Hy is glad nie sensitief genoeg. Wurmpie kan nog rond te gaan. Dit is die volgende een gered, maar dan gaan ek nog 'n keer doen. Ek wil op hierdie stok nou die boonste laagie baie dun maak. Dat hy net 'n laagie baie dun maak, dat hy net bo op lê en vinnig daai gedeelte beskikbaar stel. Kyk. 5 meter. Drinkie waai, 30 gram 30 gram feedertjie. So 'n bietjie harder. Hierdie ene. Daar pypies in. Hier en daar is haar ou in die water, maar nie te kwaai nie. So dit voel nie te sleg op die oomlik. Ek geloof ek besig is en nie almal is besig nie. Kom visies, byt.
En gooi my asie sommer daarin. En dan soos 2 hoekies wat klaar die wurms op het. Gooi dit in hierdie Veridas met die mavapoeier en 'n bietjie florring. Hulle is vir my so 'n bietjie skieties hier naby. Asof hulle nie heeltemal wil commit nie en behoorlik inkom nie. 5 minute voel vir my so lank. Hulle byt hier binne 5 minute. Nie hoe realisties dit altyd is nie, maar dis hoe ek altyd voel. As ek dit nie binne 5 minute kry nie, doen ek iets verkeerd, voel dit vir my. Hy weier nou om te commit. Dit sal 'n klein visie aan. As is nog reg, alles is goed. 2, 3 visies, dan is hulle weg. So hy kom net deur en dan het hy net aan die gang kom. Ek weet wat die Marie se kos is. Veral met hierdie windjie. Paint met peach in. I love it. Ek het 'n ander plan ook. Met die muddies om aan die gang te kry. So 'n bakkie vol wurms. Skertjie. Kyk nou hierso. Johan vang vis hoor. Daar's 'n byt, Dis 'n mooi Marie. As hulle die hele tyd kan vang, is ons happy. Ik wil een vis. Ja, Ik wil mijn vis. ja. Ik voel hem optel. Sorry Luca. Skus man. Jammer. Jy sien as hulle nou inkom in die laaste uur of wat dan kan jy nou Even zien hoe leuk het is. Het is een klein visje. vir vandag is dit 'n groot vis. Ja, vandaag is dit een klein visje. As jy die ander sien dan sal jy sien, hierdie is 'n groot vis vir die dag. Baie klein visje. Gewoonlik ja. Luca sê dis 'n klein visie. Ek sê ja. Maar vandag dink ek is daai 'n groot vis. Dit is lekker boonlekker. Die water is lekker warm. Ja, dit is nee. En ek hou van water. Ja. Soos 'n vis in die water. Oei, maar ver. Nee, ek ging al naby. Hoe ver gooi oom? 45 meter. Maar wat sou het oom nou gegooi? 45. Ek het nie eers die buite op hierdie ander stok gesien nie, dis pragtiese visse. En nog wel 'n Marie ook. Dis nogal 'n mooi Marie. Is goeie nuus. As hulle begin aan die gang kom op baie afstand dan die laaste uur iets beteken. OK. Nog 'n wurmpies bymekaar maak. Ek het gesien op 75 meter is ek op so amper 2 meter water. En op 85 is hy net agter hier, dan begin hy net sak. Ja.
Ja. En hierso op 45 is hy so diep. So met 1.2. OK, nou ja, ek gaan so deurhengel. Ek kom terug na julle toe net so voor 3. Dan vertel ek julle wat het gebeur, hoe dit gegaan. Skees? Gaan nou vir jou sê. OK, so daar sê. Ek los dit so 5 na 7 minute. Die meeste van die buite is so 3-4 minute. Nou ja, ek sien julle so net voor 3. Nou ja, dis so amper 2:30. En ek het toe besluit om daai 45 en 50 meter te hengel. Met redelike sukses. Die babblus hoekie verloor ek so nou en dan 'n vis. Maar ek wil hom nie graag verander nie. Die buite is goed. Elke 5 tot 7 minute. Ek het nou weer 'n vis aan hier. Dis so wys. Wat ek toe verander het, wat 'n groot verskil gemaak het, is die chop worm in die voer. Oomblik toe ek daai wurmpies bo-op sit, begin dit 'n verskil maak. So nou en dan, daai muddies wat so besig is daar, maak jy hulle in die lyf. Hierin het ek nou iewers ter in die lyf gehak. Nou voel dit soos 'n vreeslike mooi vis, maar dit is nie. Yes. Is er nog uit ook. Maar ek gee nie om hierdie, ek het 'n paar mooi muddies gevang, maar ek gee nie om vir hierdiekies nie, hulle weeg almal. En dis nie 'n feeder kompetisie nie, dis 'n papgooi kompetisie, so 10 punte per vis, 10 punte per kilo. En daar is 10 punte. En ek is tevrede daarmee. Ek het nou 36 vis. So as alles goed gaan, sal ek daarom die 40 haal. Hou vir my net daai netjie dop asseblief. En ek het natuurlik die paint begin opsit. Dit het ook nogal, ek weet nie of dit is ook 'n verskil gemaak nie, maar daai kleur is asof hulle nie groter. Maar dis met daai spirits. Wat so 'n bietjie groter vis gegee. Iets wat ek ook gedoen het, nog 'n verandering wat ek gedoen het. Ek het nou 30 gram gehengel. En het baie buite gekry wat terugkom. Dan buite hom so en dan word hy sag heeltemal. Dan swem hy terug met daai 30 gram feeder sonder dat hy maak. So nou het ek 'n 45 gram opgesit. En dit lyk dit vir my maak so 'n bietjie van 'n verskil. So die 45 gram is asof hy hom beter anker. So as die vis terugswem en hy tel hy 45 op aan hakkie hoekom. Sit so 2 of 3 wurmpies op, asof dit ook beter werk. Die regterkantste stok wat ek sê nou ek die slangwurms nog. Slangwurm met daai gladiator asiebyt. Rustig, né? Dis 'n taastig. En die slangwurm met die feederpop voor. En jy moet hom net so bietjie meer kans gee. Kan hom nie regtig slaan as hy roer soos hierdie ander ene nie. Ek het dit nou onnodig gedoen. Ek dink ook. Met hierdie ene gooi ek so 3-4 pitte met lotie. Gooi ek by. Elke keer as ek ingaan. En niks ander dip nie. En die 45 meter stok. Gooi ek die paint op. Maar spirits en dit so 'n bietjie by my paint het ek
Ai, ons is buite. Kyk ons. Is beter. Is beter. Nee. Nee. Ek kan nie bekostig om so vis te verloor nie. Ek het so 'n bietjie peach by my pint. OK, wat ek nou gaan doen. In plaas van hierdie lang wurms, die wurmpie net op die hoek hê. Dink hy tel hom verder op ook. Ek wens ek het maggots gehad. Maar tog. OK, so kom ons doen dit nou so. Net op die hoekie, niks op met die lyn nie. Gooi hom mooi hard in die klip in, so hy maar ook gekombeheerd. So, sal sien ek het niks slek op my lyn nie. As een draai op die katrol en hy lê presies op die kol. OK, ons kyk hoe gaan na die laaste halfuur. Kom, vat hom, ja nie? Is beter. Ja. Dit is so klein, maar is so permantig. Ja. En baie keer is hy so maak en sy af. Ah. 10 punte. Is 10 punte. 37. As jy kyk na hierdie bolletjie, nou vir jou wys. Kyk hoe lyk hy. Sien al die wurmpies wat daar uitsteek. Nou dis een feesmaal. Een feesmaal van wurms. So hulle kan net eet. So die gedagte is dat hulle nou heeltemal in 'n feeding frenzy raak. Sodat hulle dit vinnig optel. Nou, hierdie ding lê nou al 7 minute. Net te lank. Wonder of hierdie aas nie ook te groot is nie. Gaan maar nog een keer gooi met hierdie. Gaan ek sy hoekie verander. Na 'n klein 0,5 of 'n 0,8 hoekie. En die slangworm afhaal. Klein karibatjie opsit. Kyk of dit nie. Beter bite indication gaan wees. Ons die byt. Sien julle die byt? Met hierdie aasie opsit. Kyk, kyk. Gedog hy was mis. Dit net klein. Maar dis 'n marie. Hoe lekker sit hierdie stukkies wurm so in. Kan ons nou nie anders as om te wil eet as daar so baie wurmpies in die water is. Genaarig vis. Maar is 10 punte. 10 punte, 10 punte. 10 punte is 10 punte. En sy wurmpie is nog mooi. Gaan nog een keer gooi. Gats, seker pytjies in. Nie genaarig vis. OK. Daarom by 40 uitkom. Laas naweek by Kees het ek by 37 uitgekom. 80 vis, maar 37 wat geweeg het. Ander was marietjies wat ondersize is en sulke groot graskarpies. Maar ja, as julle hou van hierdie tipe engel, of nee, nie die engel nie, die tipe kyk genot. Dis bietjie anderster as 'n mooi edited video wat net die groot visse wys en al die katrollope en hoeha en al daai tipe goeters. Dis lekker. Dis lekker om dit te doen. Ons
geëdit en jy vervul hom 'n hele dag en wys 20 minute. Wys net die mooiste goed. Maar hierdie is bietjie anders. Hierdie is vat jou saam en dit wys jou soos dit is. As julle van dit hou en as julle dit graag live sal wil sien, laat weet vir ons ook. En dan sê ons dit die hele tyd wat ons vis. Kry ons 2 ouens, sit kameras op by elkeen en ons doen dit vir julle lewendig. Kan seker nie 8 ure nie, maar jy kan seker so 4 of 6 ure hengel. En so 'n paar geleenthede vir advertensies tussenin, sulke tipe goedjies. So as julle daarvan sal hou, laat weet my, dan doen ons so iets. As jy nie van hierdie tipe formaat hou nie, dis jou reg. Almal het nie die tyd nie. Almal kan nie 'n bietjie agteroor sit en dit doen nie. Ouens is besig, hulle wil net die belangrikste, regte, grootste goed sien en klaar kry. En ek respekteer dit. Maar party ouens en ook ek dink spesifiek aan van ons pensionarisse wat by die huis sit, ouens wat in die hospitaal lê, mense in die ouetehuise, wat niks het om te doen nie. Hulle wil graag iets kyk. Maar hy was nou 'n vinnige byt sonder 'n vis. En sien, hier wys ons julle nie net ook elke keer die vis anders nie. Ons wys julle as ons hom mis ook. En dit gebeur. Sien, ek wil hom nie te lank los nie, want dan mis jy dit ook baie keer. Het hom af. Maar daar was nou pilot error. Ek was net te haastig. Dis 'n mooi byt, maar ons hom net nog so rukkie gelos het. OK, ek het nou een wurmpie op die hoek. Net een. Op die hoek. Sodat hy net daai gedeelte optel. En lekker baie chopworm in die voer. So daar is baie wurmpies van al en. Vis kom in en dit lyk of hulle hou daarvan. Daar vergeet ek van die dip. Maar OK. Is glad nie die einde van die wêreld nie. Dink is 'n nice to have, nie altyd essential nie. So, dis maar hoe dit nou aangaan. En dink ek gaan julle nie veel verder hiervan wys nie. Ons wys eerder vir julle hou die battery vir die inweg. Sien julle by die inweg van my kant af. Dankie dat julle saam gekyk het. Kom ons gaan kyk wat gebeur by die inweg. Of ek enigsins skade aangerig het op 'n kompeterende vlak en of die papgooiers my pakslaag gegee het. Dit sal ons sien by die inweg. Sien julle dan 'n bietjie later. Vlak op 75 meter het 'n week meer as 2 meter. Dis geelvis. 8 geelvisse. Mooi gevang. 2.94. 37 vis.
Die net. Okay, hierso. Moet dan nog mense weer. Kan jy smile? Dis my smile. Okay almal, ek gaan eers die junior se punte lees. In tweede plek is dit Declan, 10 vis vir 3.06 kg, 130.6 punte. Ek het verand te ry. En dan in eerste plek is dit Matthew, 11 vis vir 4.375 kg, punte 153.7. Dan die dames, in derde plek is dit Tatum, 6 vis vir 2.045 kg, 80.45 punte. In tweede plek is dit Nicoline, 6 vis vir 3.83 kg, 98.3 punte. En dan in eerste plek is dit Lindy met 7 vis, 3.85 kg, 108.5 punte. Dan die seniors gaan van 5de plek af lees. In 5de plek John van der Merwe, 32 vis, 10.82 kg, 428 punte. In 4de plek Johan van der Merwe, 30 vis vir 15.205 kg, 452 punte. In derde plek Wian van der Merwe, 30 vis vir 15.9 kg, 459 punte. Van Skitteblad. In tweede plek Tinus Grindling, 37 vis, 17.45 kg, 544 punte. Mooi vis. Dankie. En dan in eerste plek Werner Libbe, 43 vis vir 15.7 kg, 587 punte. Werner het ook die spesie vir die dag gewen wat karp was, 2.46 kg. Jy oom se geld. Wat sê jy? Vir hom en is al sy krag aan. Dankie oom.